Dit is bietjie tyd om jou geldsaake te bespreek en vandag is Thys hier om die algemene markverslag vir die laaste kwartaal te bespreek. Thys, ons bespreek nie uittrede nie, ons bespreek nie aftrede nie, maar hierdie is 'n baie belangrike kwessie waarby ons moet uitkom, maar welkom terug hier by ons. Dis lekker om hier te wees ons. So wat behels die gryslys en hoekom is dit belangrik om nie op daai lys te wees nie, want almal is aan die gons daaroor. Ek dink Els van nommer 1 is baie belangrik veral vir die laaste kwartaal en natuurlik jy weet vir die vorige paar jare wat ons regtig werklik hard gewerk het om van daai lys af te kom. Ja. En ek dink as mense het gaan kyk daai bewoording rondom die gryslys en wat dit eintlik beteken, jy weet, is dit eintlik daai faktor van money laundering en terrorismebefondsing en 'n klompie goeders wat rondom dit gaan. En ek dink net die assosiasie rondom dit is klaar negatief. Jy weet om geassosieer te word daar buite in die publiek byvoorbeeld nie net in Suid-Afrika nie, maar ander fondsbestuurders reg oor die wêreld. Maar ja, ek dink dit is 'n baie positiewe rigting wat ons ingeskiet het, juis om onsself van daai lys af te kan kry. Maar natuurlik is ons nog steeds onder die vergrootglas en kom ons kyk maar dat ons maar net van daai lys afbly. Maar ek dink is positief vir buitelandse beleggers. Nou dink jy die verwydering sal buitelandse beleggers teruglok? Jy sê dit lyk positief, maar dink jy ons gaan dit regkry om hulle terug te lok? Ek dink so. Ek dink daadwerklik as jy gaan kyk, jy weet van 'n mandaatperspektief af, van ander fondsbestuurders reg oor die wêreld, is daar sekere faktore waarna hulle kyk en ek dink as jy byvoorbeeld dan nou gaan kyk, grysstatus is een van die goeders wat hulle byvoorbeeld dan sal sê, ek kan nie volgens my mandaat in daai ekonomie belê nie as gevolg van grysstatus. Maar as hulle byvoorbeeld dan nou van grysstatus af is, dan is hulle weer daadwerklik, jy weet, in staat om dan basies jy weet weer volgens hulle mandate kan optree en dan daai kapitaal hier te kan belê. Ek wil altyd so ekstra vraagie ingooi wanneer jy hier by ons is. Ek maak misbruik van die geleentheid, maar ek hoor geluide dat dit moontlik so bietjie van 'n meer negatiewe impak op die verbruikers kan hê. Ja. Is dit so? Ek sal sê ja en nee. Ek dink as 'n mens byvoorbeeld gaan kyk, die hele ding rondom dit was 'n negativiteit en 'n negatiewe konnotasie wat 'n negatiewe impak het op jou binnelandse bruto produk. So met ander woorde, as jy sekere goederes wegkry en wat son kan verminder, soos byvoorbeeld werkloosheid, as jy jou rentekoerse verlaag, van grysstatus afklim, jy weet, en 'n klompie ander dinge wat saam bysit, jy weet, dan word dit 'n positiewe resep in plaas van 'n negatiewe resep. Goed, dan beweeg ons aan na die volgende kwessie toe. Ons sien toe dat nog 'n maatskappy die JSE verlaat. Ja. Hoekom gebeur dit? Kyk, as 'n mens gaan kyk, weer eens aan die laaste kwartaal is daar nou soos byvoorbeeld nou Adcock Ingram wat nou afklim van die JSE af, 'n baie goeie maatskappy, maar as 'n mens gaan kyk byvoorbeeld hoekom gaan maatskappye byvoorbeeld na die JSE toe of byvoorbeeld as ons nou 'n Engels woord gaan gebruik, stock exchange. So dan gaan jy soontoe om basies weet kapitaal te bekom van die algemene publiek en natuurlik jy weet vir uitbreidingskapitaal of watter rede dit ook al mag wees, maar natuurlik is daar 'n sekere raktydperk waar jy byvoorbeeld in daai maatskappy op daai rak wil plaas en dan as jy weet uitbreiding kan gee en dan is daar baie keer waar jy byvoorbeeld selfs 'n genoteerde maatskappy versadig sal wees en na exit toe gaan. En dit kan dan wat sal verleen word deur institusionele kapitaal, pensioenkapitaal of byvoorbeeld dan nou 'n ander genoteerde maatskappy soos byvoorbeeld Nato Pharma, weet wat op die New York Stock Exchange basies genoteer is wat natuurlik hierdie aandele wil uitkoop teen R75 per aandeel. So dan basies jy weet Bidvest is nog steeds die majority aandeelhouer van hierdie maatskappy in Suid-Afrika, maar nou kry jy 'n internasionale maatskappy wat byvoorbeeld hierdie maatskappy nou wat hom uitkoop. So dit is 'n negatiewe konnotasie om te sê okay, maar nou jy weet as die dinge die wiele is besig om af te kom nie. Dis inteendeel positief. Ek wil vir 'n oomblik 'n bietjie stil staan by die JSE want my vraag is hoe vaar die algemene JSE en hoekom belê die meeste mense en portefeuljebestuurders in die top 40 om die waarheid te sê ek sien so wat 80%. Ja, ek dink dis eerder die skrikwekkende faktor waarna ons moet gaan kyk. Want as 'n mens byvoorbeeld gaan sien, jy weet sedert was in 1994 was ongeveer 600 maatskappye op die JSE beskikbaar. Okay, vir fondsbestuurders en algemene publiek om van te selekteer. En as 'n mens dan nou gaan kyk, jy weet dit is dan nou tussen klein, medium, groot maatskappye, finansiële maatskappye en as ons byvoorbeeld dan nou gaan kyk, weet mynbou en hulpbron tipe van maatskappye. Maar op hierdie huidige stadium is daar minder as 300 opsies beskikbaar. En natuurlik jy weet stelselmatig word dit al hoe minder. Maar die grootste probleem wat ons het, dat die top 40 word die meeste gestimuleer, ongeag jy weet die ander maatskappye wat byvoorbeeld beskikbaar is. Nou uit daai top 40 se top 10 word daar tot en met ongeveer ook 80% gekoop. So nou sit jy met 'n probleem, die top 10 byvoorbeeld op 'n gegeewe tyd op die top 40 so omtrent 6-7 maatskappye wat in hulpbronne en mynbou is.
Okay. Ja. So jy sit eintlik met 'n faktor van 70% mandjie, sit jy in mynbou. So ek het na top fondsbestuurdersfondse gaan kyk wat 100% equity funds is en as mense selfs al hulle top 10 holdings gaan kyk binne in hulle fonds het hulle ook tot tussen 6 tot 7 wat so maatskappye is in die hulpbronne sektor. So dit wys ook wat ek sê het substansie, maar dan daai diversifiseringsvragie Els. Ja, altyd. Hoe ver is ek dan regtig waar gediversifiseer in 'n saamgestelde fonds? 7 uit 10 van my top 10 holdings is byvoorbeeld in 'n mynbou sektor. So ek is eintlik in 'n mynboufonds. In 'n mynboufonds. Nee, maar goed, ons is dan miskien kan jy volgende keer net daarop fokus. Jy weet, vir ons ook 'n paar wenke gee. Is daar gevaartekens op ons algemene mark en wat kan dit vir inkomste trekkers beteken? Die grootste probleem is ek sal nie sê daar's gevaartekens want die laaste 3 jaar of die laaste 2,5 jaar het die JSE regtig goed presteer. Ja. Maar as ons dan nou net daarso gaan stop, wat is goed presteer en weer eens ons gaan teruggaan, okay, maar wat is my top 40 scenario en my top 10 van my top 40? En wat het daadwerklik daartoe toegevoeg is kommoditeitspryse wat natuurlik deur die dag geskiet het en natuurlik lyk dit goed op daai balansstate van daai sekere maatskappye en natuurlik uitpresteer hulle mark. Okay. Maar as 'n mens byvoorbeeld nou gaan cherry pick, jy weet in daai segmente wat ek nou van gepraat het, daai pilare, soos klein, medium, groot maatskappye, finansiële maatskappye en natuurlik jy weet nou mynbou hulpbron tipe van maatskappye. As jy 'n goeie saamgestelde portefeulje gemaak het en jy byvoorbeeld 1 of 2 baie goeie maatskappye in elke sektor gaan kies, dan het jy 'n algemene portefeulje groei gehad vir die laaste 5 jaar van tot en met 150%. En hoor wat ek vir jou sê, tot en met 150%. Okay. En dan was jy nog boonop konservatief en jy het 'n baie goeie gemengde mandjie gehad. Jou probleem met inkomste trekkers as dit kom byvoorbeeld by saamgestelde fondse is natuurlik die wisselvalligheid en die volatiliteit van prys. So as ek byvoorbeeld elke dag moet gaan prys my aandelewaardes en natuurlik en ek bring in volatiliteit en wisselvalligheid, oor 'n 5 jaar termyn gaan ek altyd skoonbreek of ek gaan baie goed doen. Maar as ek gaan inkomste trek en my EKG maak die hele tyd so, dan gaan jou hart dit dalk ook nie maak nie. Ja, jy weet as jy byvoorbeeld daai nie. inkomste gaan trek nie. Ja. Goed, dan beweeg ons aan na Discovery en nou ook Sanlam wat die privaatmark betree. Hoekom? Ja, ek dink ja, dit is baie positief, jy weet, veral vir Everest, van 'n groot wat saam en ek moet nou maar dit daaraan gooi. Ek is jammer, ek is deel van Everest. Okay, sorry julle. Maar as ons gaan kyk na Everest Wealth se storie en waar ons vandaan kom, was definitief geweest om vir die algemene publiek daai akses te kan gee na hierdie vernaamse bateklas wat genoem word privaat ekwiteit. Okay. So ons doen dit al 'n geruime tyd. Okay, so ons het die track record daarvoor, ons doen dit al vir 'n lang tyd, maar dit is vir ons baie lekker om te sien, jy weet, dat byvoorbeeld Sanlam, die groep wat Sanlam is, die respek wat ek het vir Sanlam en natuurlik selfs Discovery, die groot respek wat ek het vir Discovery, ek's 'n ou Discovery man myself, jy weet, en alles by mediese fonds ook by the way, maar in elk geval. Ja, Friepand. Okay, maar as 'n mens byvoorbeeld na daai twee maatskappye gaan kyk en hulle reputasies wat hulle het en hulle wil na daai gesogte bateklas nou gaan kyk om dit ook vry te stel aan die algemene jam publiek. Okay. So daai se stap in die regte rigting as gevolg van die waarde wat daarso gekry kan word is baie eenvoudig. Hier het ek die JSE. Okay. Dieselfde ekonomie, dieselfde pilare en dieselfde wat som strukture. Okay. Hier het ek private ekwiteit in dieselfde ekonomie, dieselfde pilare en dieselfde sektore. Okay. Hierdie een word daaglikse prys, hierdie een word nie daaglikse prys nie. Hier kan ek nie volatiliteit bestuur nie, hier kan ek volatiliteit bestuur tot 'n groot mate. Verstaan? Maar die konsep kom in een en is dieselfde. Okay. So dan word hierdie maatskappy kan toekomstig op hierdie wat sal genoteer word, byvoorbeeld om 'n exit te kan fasiliteer of deur institusionele kapitaal of selfs hierdie hand wat privaat ekwiteit is, het al soveel kere hierdie genoteerde maatskappye uitgekoop en hulle weer privaat gemaak. So, daai se drop the mic moment net daar. Okay, so vir jou, basies jy weet as 'n gefestikeerde tipe belegger en dit word vir jou gegee om te sê ja, ons gee hierdie vir die gefestikeerde belegger daar buite as 'n retail kliënt. Okay, wat nie beskikbaar was in die verlede en nou is dit wat saam beskikbaar vir die kliënt. Jy moet nie die geleentheid van die hand afwys nie, veral nie as jy inkomste kliënt is nie. Goed, nou wat maak die bateklas so aantreklik vir inkomste trekkende kliënte? Ek dink omdat dit 'n baie langtermyn belegging is. So as jy byvoorbeeld in privaat ekwiteitstipe van struktuur gaan belê, dan moet jy 'n langtermyn horison hê. Okay, en 'n langtermyn horison is tipies 'n inkomste trekkende kliënt wat nie aan volatiliteit of dan nou wisselvalligheid basies kan blootgestel word nie onder geen omstandighede nie. Okay. So nou kry jy byvoorbeeld 'n adviseur wat daar buite sal sê vir jou, ja, maar as jy tussen 8 en 10 kry, is dit okay, maar bo 10%
10%, jy weet, is die rooi ligte aan. Ek dink jy moet jou geld gaan terugvra, want dan gaan sit ek dit net wel in die bank. Okay, dan vat ek geen risiko nie. Okay. So met ander woorde, mense moet ook baie versigtig wees aan wie jy jou ore uitleen, want baie kere is dit 'n kundigheidsprobleem meer as 'n basiese algemene probleem om net die kliënt maar bank toe te stuur en sy bankbestuurder te gaan sien. So dit is 'n baie tipe van nie 'n gekompliseerde wat so 'n ding om te verstaan die woord private ekwiteit nie, want is niks anderste as byvoorbeeld waar die kliënt reeds wat so gewoond is nie. Die bestuurstyl is dieselfde, alles word dieselfde gedoen. Hy word net nie daagliks geprys nie. En natuurlik die grootste vraag is as jy in so 'n struktuur ingaan, is gaan vind uit waarin word daar belê, presies, sodat jy weet jy's ingeligte tipe van 'n kliënt. Okay. En gaan vra vir finansiële resultate. Okay. En gaan kyk of hulle gereguleerd is. Okay, so sweet talk is easy talk. Okay. Maar gaan kyk of die proef van die pudding is. Okay. En dieselfde met daai ou wat sy mondjie hier vol is en sy maagie is vol, jy weet, en nou wil hy 'n klompie dinge sê, bel ons en kom kyk hoe werk 'n private ekwiteits wat soms struktuur voordat jy praat. Want praat is gevaarlik. Al wat ek hoor is huiswerk en nog huiswerk. Dis hy. En ons het al die huiswerk is reeds gedoen, so met ander woorde maak 'n afspraak. Nou maar daar het jy dit. Soos wat ons nou vanoggend gehoor het, ek bedoel jy is die bestuurder van hierdie myn en ons weet dit is vir jou goud werd. So ek gaan sê die mynbestuurder van hierdie goudmyn. Goeiemôre, good morning. En ook ons eie minister van Finansies, Thys, baie dankie. Nou moet nêrens heen gaan nie, want net hierna gesels ons met die legendariese Leon Schuster. En as jy dalk ingeskakel wil bly, dan sal jy bitter gou agterkom of hy dit kon regkry om my ook skrik te maak. Want ons almal weet mos nou al teen die tyd dat hy baie lief daarvoor is om poetse te bak. So bly ingeskakel vir daai interessante gesprek en komediese gesprek net hierna.